Goeiedag. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na daai hofuitspraak oor Jocelyn Smith, die 6-jarige wat verdwyn het. Ons bron is die hofverslag self van 2 Mei 2025. En die idee is om vir jou uit te pleis wat die Wes-Kaapse Hooggeregshof nou eintlik besluit het en veral watter getuienis, deurslag gewees het in die tragiese saak. Ja, dis belangrik om dit te verstaan. Net om vinnig op te som. Jocelyn se ma, Kelly Smith, haar kerel, Boeta Appelis, en die vriend Stefano van Ryn. Hulle is al 3 skuldig bevind. Ontvoering en mensenhandel. Albei. Ja. Onthou, Jocelyn het mos op 19 Februarie 2024 verdwyn, uit haar huis in Middelpos, Saldanhabaai. En sy's steeds weg. En dis juist daardie skuldigbevinding, veral aan mensenhandel, wat soveel impak het. Regter Nathan Erasmus het in Deeswil die uitspraak gelewer en basies gesê, kyk, die hof glo hierdie 3 het haar van haar vryheid beroof met die doel wel om haar te verhandel. Dis die kern daarvan. Ja, presies. Maar die groot vraag is hoe? Hoe kom die hof tot daai punt, bo redelike twyfel? Wel, dit lê alles in die getuienis. En dis waar dit nogal ontstellend raak. Dis nie net een ding nie, maar 'n klomp stukkies wat saam 'n donker prentjie vorm. Kom ons begin dalk by die staatsgetuie. Absoluut. Laurentia Lombard. Haar getuienis was, wel, dit was sekerlik sentraal. Sy was mos eers self 'n beskuldigde, toe maak sy 'n ooreenkoms. Ja. En haar weergawe, wow. Sy het getuig, Kelly Smith het aan haar erken. Sy het Jocelyn verkoop vir R20,000. R20,000. Ja, anders dan Goma, het sy gesê, 'n tradisionele geneeser. En die beweerde rede wat Lombard gesê het, Smith gegee het, ag, dis net ysingwekkend. Jocelyn se voorkoms, die groen oor, bleek vel, ja, dit laat mens wonder, oor die desperaatheid of dalk net koelbloedigheid. En Lombard het verder gegaan. Sy het gesê Smith het haar en Van Ryn geld aangebied om stil te bly. Ja, kyk, daai bewering van 'n poging tot toesmeerdery, dit versterk mos die idee dat daar skuldige kennis was, né? Presies. Maar dis nie al nie. Daar was ander getuienis ook. Ene Steven Koetse. OK, wat het hy gesê? Hy het getuig dat Smith al voor die verdwyning gepraat het, dat sy van haar kinders wou ontslaa raak. Hy het selfs beweer sy het planne bespreek om hulle te verkoop vir R5,000, het hy gesê. So min is dit. Sjoe, so Koetsie se getuienis, as die hof dit aanvaar, dit dui op 'n moontlike patroon, of ten minste 'n idee wat al langer daar was. Dit lyk so, ja. Dit skuif die fokus weg van 'n moontlike impulsiewe ding na iets wat dalk, wel, Wat dalk beplan was, met geld as die rede. presies, 'n duidelike finansiële motief wat oor en oor opkom. Nou ja, die hof moes natuurlik kyk hoe geloofwaardig elkeen is. Lombard se getuienis was direk, 'n beweerde bekentenis. Koetsie sin was meer konteks, maar saam het dit 'n prentjie geskets. En die hof het dit duidelik as oortuigend genoeg gesien. Ja, genoeg om te sê dit was beplan met geld as die dryfveer. Dit het gelyk op die skuldigbevindings en die uitkoms skuldig. Al 3 op baie aanklagte. Nou is die saak uitgestel vir vonnisoplegging 9 Mei 2025 en hulle bly agter tralies. Mens kan jou net voorstel hoe daai hofsaal gevoel het, die spanning. Beslis. Blykbaar het die publieke galerie, wel, hulle het in applous uitgebars toe die uitspraak kom. Regtig? Ja, dit wys jou net hoe diep hierdie saak die gemeenskap geraak het. Die behoefte vir verantwoordelikheid, veral daar in Saldanhabaai. Ja, daai reaksie maak sin. Mense wil sien die reg geskied. Maar dit bring ons by daai moeilike punt wat oorbly, né? Presies. Kyk, die hofsaak het nou gesê wie verantwoordelik is vir haar verdwyning, vir die mensenhandel. Regtens is daar nou 'n antwoord, maar die een groot vraag, die belangrikste een, bly oor. Waar is Jocelyn? Ja. Die hofuitspraak bring regsgevolge, maar dit bring nie kind terug nie. Die soektog, dit gaan voort en dit los jou met daai knanige gedagte. Selfs met skuldige bevindings en die regstelsel wat sy ding gedoen het. Wat beteken geregtigheid nou eintlik? Kan dit ooit ten volle geregtigheid wees as 'n kind nog weg is en niemand weet wat van haar geword het nie? Dis iets om oor te dink, lank nadat die hofligte uitgegaan het.